Prys die naam van die Here, jy is opgeroep vir meer en is weer baie lekker om met jou te gesels vandag en ons is so dankbaar dat Jesus Christus aan ons kant is, ons is dankbaar dat jy vanmôre kyk en ja, net om lewendig te wees en gesond te wees. Jy is opgeroep vir meer en hier praat ons oor wie is geroep vir meer, vir wat is ons geroep vir meer. Ek het 'n spesiale gas vandag en dit is Willow. Hy gaan nou vir ons bid, maar ek wil net vir jou sê welkom. Willow, ons het 'n challenge, 1 siel 'n week. Wen 1 siel vir Jesus Christus 'n week. Willow, sal jy vir ons bid, dan begin ons. Prys die naam van die Here. 100%. Liewe Here, ek wil net dankie sê dat ons almal hier kan wees, ek en Patrick, dat ons getuienis kan deel vir die wêreld en hopelik kan ons 'n lewe red en as dit nie se wil is, dat ek iemand my storie kan vertel en dat hulle dit kan verstaan en ja, net weer eens baie dankie. Amen. Amen. So julle, ek is so super opgewonde om vir julle voor te stel Willow. Nou Willow is 'n jong man, ek mag nou nie eintlik sê van waar hy is nie, hy gaan nou definitief alles vir julle sê, maar ek het hom ontmoet by 'n jeug en Willow het 'n absolute liefde om siele te wen. En ek dink vanoggend gaan baie interessant wees. Ek dink baie keer sien ons mense in die bediening en ons dink by onsself dat hulle perfek was en dat hulle altyd gered was, maar die hele storie is dit, dat Jesus Christus leef en ons kan opgewonde wees. Prys die naam van die Here. Ek wil baie graag vir ons 'n skrif lees en dit is in 1 Johannes 3 vers 11. Hy sê ons moet mekaar lief hê. Hierdie boodskap het julle reg van die begin af gehoor. Moenie soos Kain wees, hy het sy broer vermoor omdat hy sleg van binne was. Jy sou kon vra wat hom gedryf het om dit te doen. Wel, hulle het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Kain het dinge gedoen wat sleg was, maar sy broer het dinge gedoen wat voor God reg was. Julle moet dus nie verbaas wees nie, broers, as die ongelowige wêreld julle haat. Ons weet mos, ons was eerste geestelik dood, maar nou is ons in 'n toestand, is ons verander. Ons lewe nou, dit kan almal sien uit na ons liefde vir mekaar en ons medegelowiges. Aan die ander kant is iemand sonder liefde in die kloue van die geestelike dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar en dit weet julle, 'n persoon kan nie tergelyke tyd deur moord en 'n ander se lewe van hom wegvat en dan self vir ewig lewe nie. Wil julle weet wat liefde is? Ons het 'n goeie voorbeeld. Jesus Christus het homself gegee om tot ons voordeel doodgemaak te word. Ons behoort presies dieselfde te doen. Ons moet bereid wees om ons lewe tot die voordeel van ons medegelowiges te gee. Wat vir my so mooi is van hierdie woord Willow, is dat hy sê dat ons 'n perfekte voorbeeld het en dit is die voorbeeld van Jesus Christus. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie in wat se gemeente jy is nie, ek weet nie in wat se bediening jy is nie, ek is nie seker waar jy jouself bevind in die lewe nie, maar wat ek vir jou wil sê is, dat Jesus ons onvoorwaardelik lief gehad het, en omdat hy ons onvoorwaardelik lief het, moet ons mekaar ook so lief hê. En weet julle, die Here ken elkeen se hart, Willow. So ons kan, baie keer kan mense vir ons sê hulle is lief vir ons, maar is hulle nie lief vir ons nie. Baie keer kan mense vir ons sê hulle gee om, en dan gee hulle nie om nie, maar Jesus Christus gee om. Jesus Christus is lief vir ons. Die woord kom ook en hy daag ons uit, hy sê, laat julle liefde vir julle broers meer word. Jy weet, dag na dag. En as ek daaraan dink, is daar iemand in jou gemeente wat jy nie langs sal sit nie, of wat jy nie sal mee gesels nie. Is daar iemand in jou gemeente wat as jy hulle sien, dan kry jy so 'n snaakse gevoel in jou lyf. Jy weet, en ons moet baie versigtig wees as kinders van die Here. Die Here Jesus was ernstig toe hy op die kruis gesterf het, en hy's ernstig vanmôre. Laat ons ernstig wees om mekaar vurig lief te hê. Prys die naam van die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dit is so lekker. Ek is opgewonde om met Willow te praat, ek is opgewonde om te sien
wat die Here gaan doen vanmôre. So ek wil graag aan julle voorstel, Willow asseblief in jou woorde, jy weet, jy's 'n jong man en ek prys die Here dat jy op my pad gekom het. Hoe dink jy is ons geroep vir meer en vertel ons bietjie meer van jou lewe, asseblief Willow. Baie dankie. Baie dankie. Dis reg. Ek dink ek sal begin by natuurlik toe ek jonger was. My ma en my pa, ek het groot geword in 'n Christenskool, maar nie in 'n Christenhuis nie. En ek onthou spesifiek die een dag, ek was nog graad 1 en toe sê my pa vir my, ons sal nooit kerk toe gaan nie. Ek het hom seker gevra, ek weet nie hoekom nie, want ons leer natuurlik van God in ons skool en Jesus en ek weet nou nie wie hierdie ouers is nie. So natuurlik soos enige kind, jy vra jou pa of jou ma. En ek onthou nog hoe my pa gesê het, ons sal nooit kerk toe gaan nie. Nou daai aand het iets seker gebeur, want die volgende week toe gaan ons eerste ding kerk toe, daai eerste Sondag. En dit was 'n wonderlike ervaring vir my. Dit was baie confusing natuurlik, want dis 'n hele nuwe ervaring. En van daai dag af het ek meer geleer en ek was meer nuuskierig. My ma, sy is nie 'n Christen nie, sy is nou nog nie en sy was nog nooit nie. En ek dink dis alright, want dit is haar lewe en ek het op my part gedoen om haar mind te verander, as ek dit so kan sê. Maar dit is ook haar eie journey. En my pa, hy is nou nog 'n Christen, van 'n dag af is hy nou nog 'n Christen. En hy is maar ook op sy eie pad. En hy het al ook baie ver gekom. En ek dink dit is baie belangrik om dit te onthou, want ek was graad 1 toe ons eerste begin kerk toe gaan het, en toe ek graad 5 was, toe kry hy 'n virus in sy rug. En toe hulle dit nou uitsny en daai tipe goeters, toe word hy eintlik verlam. En hy is nou nog verlam, hy is nou in 'n rolstoel. En ek dink dit was baie belangrik dat ek moes vra dat ons kan kerk toe gaan of wie God is, want as dit was vir dit, dalk sou hy nie nou in peace kon wees met homself nie. Want dis 'n groot ding wat gebeur met jou as jy elke dag lekker stap en partytjie en al daai goeders en dan die volgende dag is jy in 'n rolstoel. Jy kan nie stap en jy kan nie doen wat ander mense doen nie. So ek dink dis baie belangrik om daai in ag te neem hoe die Here werk in ons lewe. Maar in 'n geval, so ja, ek het begin kerk toe gaan graad 1 en dit was baie aan en af en maar ek dink dis toe die Here eers geplant was in my hart en dis toe die liefde begin het. Want ek is baie passievol oor God en Christen en my geloof. So ja, ek dink dis waar het begin het. En ja. Yes, prys die Here man, dankie Willow. Willow, as ek mag, nee, wil jy nie kortliks vir ons sê, jy weet, hoe was jou kinderlewe gewees nie? Jy weet, soos ek verstaan het, jy nou sonder jou pa groot geword, as ek reg is. Half. Ja, half. So, wat se effek het dit ook op jou gehad as kind? Want Willow, ek onthou, jy weet, as my pelle se paal langs die rugbyveld gestaan het ek nie mense gehad wat my ondersteun het nie. En ek het geweet hoe voel dit, jy weet die pyn waardeur jy gaan, en jy weet, die tipe hartseer wat jy moet deurgaan om nie 'n ouer te hê nie. Wil jy nie kortliks vir my dalk iets vertel van jou kinderlewe nie? As jy wil, dit sal 100%. Dit sal great wees, man. Ja. Yes. Nou, so, toe ek nou jonger was, dit was die perfekte familie, soos een sal sê, dit was my ouer broer, my pa en ek, en later aan toe het ons almal, my familie, 'n jonger dogtertjie aangeneem wat nou my suster is. En dit was die lekker lewe, die perfekte lewe, die perfekte lewe, soos een sal dink. En later in my lewe toe, ek dink ek was graad 4 toe, gaan ons almal op vakansie na die Ooskaap toe, en dis toe alles verander het. Toe kom my pa terug hiernatoe, die Kaap, en hy het weer begin drink. Hy was alkoholist voor ek gebore was, Sure. En toe ek op pad was, toe sê my ma, hy moet ophou drink, en hy het
gedrink, totdat ek graad 4 was en hy terug Oos-Kaap of Kaapstad toe gekom en toe begin hy weer drink. En toe dit gebeur, toe skei my ouers en toe begin dit 'n ding word waar ek my pa 1 keer 'n maand sien vir 'n naweek. En my broer was uit die huis uit. Dit was dit ek, my ma en my suster. En toe gebeur die hele ding met my pa waar hy in 'n rolstoel is. Toe moes hy verder gaan. Toe sien ons hom net 1 keer elke 2de maand. En dit is bietjie moeilik vir, ek dink dit was baie moeilik vir my ma met finansies en daai tipe goed. So ek het nie gelewe soos die ander kinders wie ek geken het waar hulle elke dag kos moes kry vir skool of waar hulle die geleentheid gehad het om elke dag te kan stort tot daai goed. En ons moes dink aan ons finansies met die water, met die elektrisiteit, daai tipe goed. Maar sorry, ek gaan nou aftrek met jou vraag van sonder 'n pa groot word. Ek het emosioneel met 'n pa groot geword, net nie fisies nie. En dit vat 'n groot tol op jou, ek dink. Want soos oom gesê het, wanneer jy nou by die rugby is en almal is met hulle pa of jy gaan stap en jy sien net hierdie pa en hierdie kind, dit maak baie seer, maar vir my het ek begin dink aan my kinders eendag en hoe want ek wil baie graag 'n pa wees eendag en ek wil baie graag 'n familie hê en ek wil die familie hê wat ek gehad het vir 'n rukkie, maar ek wil natuurlik dit baie langer hê vir my kinders. En vir hulle gee wat ek nie gehad het nie, of wat ek baie graag wou gehad het. So ja, ek dink as daai 'n vraag aanvra. Dit doen definitief, dankie Willow vir dit. En dit is vir my lekker dat jy gemaklik is as ons praat daaroor, jy weet, want daar's so baie mense daar buite wat dieselfde dinge deurgaan wat jy deurgaan. Daar's baie mense wat veral in vandag se tyd in verwerping gaan, jy weet, en ek dink dis 'n ongelooflike groot struggle, nê. Willow is dat jy word reject baie keer en jy weet, jy kyk na ander mense wat hulle het en jy sien, maar jy's ek het dit nie. En jy het nou iets genoem wat baie mense mis. Ons vat 'n stort van selfsprekend. Ons vat elektrisiteit van selfsprekend totdat ons dit nie meer het nie. Dan verstaan ons nie regtig wat belangrik is nie. En ek dink in ons lewe en terwyl jy praat, besef ek ook ons moet seker maak wat belangrik is in ons lewe, want ons is so gejaag na die mooiste karre, na die mooiste huise, na die mooiste, maar waaroor gaan alles nou eintlik? Dit gaan daaroor om dankbaar te wees vir wat 'n mens het, en ek dink die Here wil hê ons moet dankbaar wees. En Willow, as ek jou kan vra, en ek weet jy kan maklik hierdie vraag beantwoord, wat het gebeur toe jy jou hart vir Jesus gee? Wat ek wil graag weet, want ek is opgewonde om te sien wat die Here met jou gaan doen. En ja, vertel ons bietjie, wanneer het jy daai besluit geneem, wat het gebeur? Jy weet, ek dink dit is so belangrik dat mense jou getuienis hoor. Jy weet, as jy wil, asseblief, dit sal great wees. So toe oom nou gesê het, my hart vir die Here gegee het, Ja. ek het al baie my hart vir die Here gegee. Dis iets wat ek trots op is en ook nie, want daar was al soveel keer in my lewe waar ek terugkom na die Here en dan weer weggaan, en dan terugkom en dan weer weggaan, want soos ek in die begin genoem het, toe ons begin kerk toe gaan, toe ek in graad 1 was, toe was lewe al right en daai tipe goed, maar toe begin my ouers te beklei. As dit nou net die Here was of nie, maar ek het dit hom blameer, en dis die realiteit. En toe stoot ek myself weg van die Here af, en toe ek weer wou probeer, toe word my oupa siek, en toe stoot ek myself weer weg. En toe ek weer nader aankom, toe skei my ouers, en daar was hierdie patroon waar elke keer wat ek 'n Christen was, my titel as Christen, toe gebeur iets sleg in my lewe. En toe ek daai patroon sien, toe dink ek, nee, hierdie is nie vir my nie, want dis 'n curse om die Here te volg. Maar dit is nie so nie. Ek dink dit vat tyd om daaraan te dink, en jy moet regtig sit en dink wat die Here beplan het vir jou. Want jy moet, hoe sê ek hier, jy moet kan vertrou op die Here, wanneer hierdie tipe goed met jou gebeur, en al die laaste paar jaar, met alles wat gebeur het, met my pa en die geskeiheid, waar ons nie water in die huis het nie,
of waar daar nie krag is nie, of waar daar partykeer nie kos was nie, ek, my suster en my ma, eerder wat ek myself wegstoot van die Here af, en in depressie lê en wonder waar gaan my lewe en, jy weet, ek kan nou huil oor al hierdie goeters en ek kan kla en, maar dan, eerder om dit te doen, kom ek nader aan die Here, ek vertrou in hom, ek bid vir geduld, ek bid vir wysheid, ek bid vir mag om te kan wakker word en 'n verandering te maak. En eerder as om te huil en dink, yes, ek wens ek het water gehad, kan ek dankie sê dat ek 'n dak het bo my en dat ek gesond is, alhoewel ek nie jy weet, elke dag bad of stort of 3 keer 'n dag eet, jy weet, dis die gesonde lewe, né? Maar om te kan vertrou in die Here dat alles sal alright wees en dat jy eintlik alright is. Dit vat 'n tydjie om daai in te kry. Ja, sure. As ek dit so kan sê, ja. En ek is dankbaar jy deel dit met ons, Willow, want baie van die mense daar buite sit in depressie. Jy weet, ek en jy kan saamstem, om depressed te wees beteken nie dat God jou verlaat het nie. Daar's baie godsmanne in die woord van die Here wat mismoedig, depressed geraak het, profete wat moeg geraak het, wat onder bome gaan sit het en sê, Here, vat my, die tyd het gekom dat U my vat. En ek dink baie keer raak ons moeg in hierdie lewe, en dis wat vir my so opgewonde maak oor vanoggend, Willow, want jou storie is nie 'n storie van dood nie, daar's nie 'n storie van opgee nie, en daardie hoop wat sy naam Jesus Christus is, jy weet, ek dink die boek van Efesiërs praat, en hy sê, in Christus Jesus het ons alle geestelike geskenke, geestelike gawes, in Christus Jesus in die hemele. So dit beteken, deur Jesus Christus het ons letterlik alles wat ons nodig het nou, en wat ons ook in die toekoms gaan nodig hê. Ons ly geen gebrek nie, maar ek dink ons is baie keer so gefokus op wat ons het, en wat ons nie het nie. Ek bedoel, as ons hier afry in die straat, kan jy definitief klomp mense sien wat of in die pad loop, of slaap langs die pad, jy weet, of mense wat huisies bou, jy weet, by riviere, en ek voel net hierdie boodskap vanoggend, om dit ook by jou as kyker te los, dat ons so dankbaar moet wees vir wat ons het. As jy water in jou huis het, as jy elektrisiteit het, as jy 'n motor het, wil ek vir jou sê dat jy baie, baie geseënd is. En ons moet ophou kyk, Willow, nee, ek weet, jy sal saamstem, ons moet ophou kyk wie op vakansie gaan, wie wat se kar ry, wie watter skool gaan, en net dankbaar wees, want ek dink, die Vader wat ons Vader is, jy weet, as ons dankbaar is, gee hy ons meer. Jy weet, ek vat my seuns, as my seuns ondankbaar is vir wat ek vir hulle doen, dan voel ek nie om vir hulle nog iets te doen nie. Verstaan nie wat ek sê, en niemand verstaan waarder jy is, behalwe die Here nie. En ek wil vir jou dankie sê, dankie vir jou hart, dankie dat jy absoluut gedeel met ons. Willow, ek het jou ontmoet, jy weet, by die gemeente, die kerk waar jy is, en ek is super opgewonde, en kyk, ek wil vanmôre vir jou sê, gaan kyk 'n bietjie terug in ons video's, sal julle vir Willow sien, hy het so 'n hart vir evangelisasie, hy het so 'n hart om vir die Here iets te doen. As hy wil, gaan ek sy nommer by julle los, en as daar van die jong mense is, of selfs van die groot mense is, wat Willow wil kontak, kan julle dit gerus doen, en ek wil vir julle sê, hou hierdie jong man dop, die Here gaan hom nog kragtig gebruik. Willow, net gou op 'n laaste noot, ek beloof dis die laaste vraag, jy is besig om iets in die skool te doen, wil jy nie graag die kykers vertel, jy weet, wat jy by die skool doen, ek weet jy het genoem van 'n gebedsboksie, en ja, dat mense net hoor, jy weet, waar is jou hart, ja, as jy dit kan vinnig doen, dan kan ons, ja. 100%. So, by die skool by wat ek nou is, ek weet as ek mag noem nie, Jy mag dit noem, ja. Hoërskool Strand, ek's baie trots om te sê ek's by Hoërskool Strand. So daar's 'n groepie by ons skool, Fuel, dit is ons Christen groepie, en ek het onlangs hierdie groepie begin waar ons 'n boksie gebruik om, waar mense hulle gebede in kan sit, en ons vat tyd uit ons dag uit om vir hulle te bid. Jy kan eerder
'n briefie sit in die boksie of jy kan 'n QR code scan en dan kan jy die gebed digitaal deurstuur en dan bid ons vir jou. Maar iets wat ons ook die vakansie gaan begin wanneer Hoërskoolstrand hulle lokkers vervang, gaan ons ook in die vakansie deurkom en ons gaan elke lokker self salf en ons gaan vir hulle bid. En ek's baie bly om te sien waar Hoërskoolstrand gaan met hulle feel en met hulle Christelike journey. Ek's baie bly om te sien. Dis great, Willow. Weet jy, en ek wil ons kykers challenge, jy's geroep vir meer. Jy's geroep vir meer as net by die huis sit, jy's meer geroep as om net in jou kerk te sit, jy's geroep om 'n verskil te maak, nie net in jou omgewing nie, maar ook in die gemeenskap waar jy is. So ek wil jou challenge vandag, waar ook al jy is oor Suid-Afrika, gaan in die skole in, gaan maak 'n verskil. Daar is baie seuns sonder paas, daar's baie meisies sonder maas, daar's baie kinders wat gemolesteer word, daar's baie kinders wat hartseer het, en ek en jy kan 'n groot verskil in daardie kinders se lewe maak. So baie dankie vir hierdie tyd, dankie dat jy dit met ons kom deel het, en weet dat die woord van die Here sê, dat ons die vyand oorwin het, deur die bloed van die lam, en ook deur die woord van ons getuienis. So die getuienis wat jy vanoggend vir ons gegee het, is powerful, dit laat my besef dat ons moet dankbaar wees vir wat ons het, en as jy ma en pa gehad het, in jou lewe wat jou groot gemaak het, en jy het alles gehad wat jy nodig het, weet, daar's mense daar buite wat dit nie gehad het nie. So kom ons raak dankbaar in watter situasie ons ook al is, min geld, baie geld, gesond, nie gesond nie. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons afsluit, maar ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy jou hart oopgemaak het teenoor ons, en ek weet, dis nie die laaste keer wat ons jou gaan sien nie. Julle kan my Facebook page dophou, ETC Ministries. Ons preek waar ook al in Suid-Afrika. Ons was al in Lesotho gewees, ons was in Malawi gewees, ons was in Zomba gewees, en ons gaan waar die Here ons lei. As jy gelei voel deur die Heilige Gees, maak kontak met ons en ons kom bedien, ons kom verkondig God se woord, of jy nou in 'n gemeente is en of jy nou in 'n bediening is, en mag God jou seën. Dankie vir die wat saai elke maand, dankie dat julle 'n groot verskil maak. Ek wil vir julle sê, as jy saai in ETC Ministries, beloof ek vir jou, dat daardie geld word gebruik om mense kos te gee. Ons hou daarvan om God se woord te verkondig, maar mense moet eet. So baie dankie, Willow. Kom ons sluit die oor en bid ek vir ons. Hemelse Vader, ek is so opgewonde en dankbaar, dat ons vanmôre net in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat U Gees hier is. Dankie Here dat U ons vul met U Gees. Dankie dat ons bevoorreg is, Here, om kinders van God genoem te kan word. Here, ek wil bid dat ons dankbaar sal raak in die naam van Jesus. Here, bid ek dat U die harte sal oopmaak van almal wat luister vanmôre. Here, mag hierdie woord uitgaan en mense raak. Mag hulle U stem hoor, Here, wat sê, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Wees lief vir mense soos wat ek julle lief gehad het. Here, mag hierdie dag geseën wees, mag Willow geseën wees, Here, op dit. En blessing oor sy ministry by die skool, wat 'n seën oor elke opsig van sy lewe, waar hy gaan, Here, of dit nou is by die skool en of dit nou buite is, Here. Ek bid dat U 'n groot harvest sal bring deur Willow, in die naam van Jesus Christus. Dankie Here dat ons kan bid ook vanmôre. U woord sê, bid dat die Here arbeiders sal stuur in sy oesland. Here, ek bid in die naam van Jesus. Of daar nou 'n kyker is, Here, wil ek bid in die naam van Jesus. Stuur ons, Here, ons sal gaan waar U sê ons moet gaan. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie vir julle tyd. Mag die Here jou seën. Hou ons program dop. Ons is buite besig om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En ek bid ook, mag die Here jou seën. Die boek van Efesiërs eindig ook in sekere dele en hy sê, genade en vrede vir jou in Jesus naam.